Baie welkom by die erediens vanoggend. Ek weet nie of die vrolike gekwetter in die voorportaal iets met gister te doen het nie. Maar dis al wat ek gaan sê. Vanoggend ons hiernatoe ry sê ek vir Wouter, ek wonder hoeveel mense vanoggend in Mbombela in die kerk gaan wees. Want ek dink dit gaan baie wees nie. Tensy hulle dalk 'n dankdiens of 'n lofdiens gaan hou. Maar dit tersyde, baie welkom hier by ons erediens. Ons laaste lang naweek vir 'n hele ruk. So vir die van julle wat in skoolritmes en universiteit of naskoolse ritmes betrokke is, sal weet dat mense so 'n bietjie asem skep met 'n lang naweek en veral in die derde kwartaal, want jy weet die bedrywigheid lê nog voor. So as jy die geleentheid het om so 'n bietjie asem te kan skep in hierdie paar dae, geniet dit, mag dit vir jou goed wees. As jy nie kan ten minste dan vandag net iets van die rustigheid en van Sabbatsrus ook beleef. Die opdrag wat ons ook het van die Here, om iewers in 'n week net bietjie 'n ander ritme te volg en net weer gesentreerd te raak, te fokus op wie God is, wie God vir ons is en van waaruit ons ook leef. Ons gaan begin met ons voorsang en ons eerste lied is lied 171. Ons sing die liedere sommer so terwyl ons bly sit en ek sal elke keer die liednommer aankondig. Die eerste lied, Heilig, 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 en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Die 284 is 'n gebed waar ons bid, laat Heer u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Laat Heer u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoor as myself
hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te hou. Ja, om liefde ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Die 264 is 'n geloofsbelijdenis waar ons sê hoe heerlik is die Jesus naam. En ek wil sommer vra terwyl ons dit so sing, sing dit regtig as 'n belijdenis van dit wat ons glo, dat die Here ons verlosser is, dat die Here self ook die een is by wie ons verdienste kry. Ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Jesus naam, 'n engel deel dit mee. Die Here kom sy volk verlos, lig en lewe gee. Deur U verdienste het ek ook die Christus naam verkry. Gee dat ek U bly moedig, Heer, met woord en daad bely. Blaai net gou na lied 601. Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Swaar kry vir altyd verby. God laat hulle vreugde sien. 'n Lied oor ons hoop en dat ons ook besef dat die werklikheid wat ons hier en nou beleef nie die enigste werklikheid is nie. Daar's 'n toekomsbelofte ook vir iets meer. Ons sing vers 1 en vers 4 van lied 601. Die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Swaar kry vir altyd verby. God laat hul vreugde sien. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Die hemel en die aarde. Elkeen wat dors het mag kom, drink die fontein se water. God kom dan self by ons woon. Ons is 'n volk vir hom. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut. Die hemel en die aarde. Lied 602 sing ons dikwels by begrafnisdienste. Ek sien 'n nuwe hemel kom, maar ek is so bly dat dit vanoggend ook deel is van ons voorsang. Weer eens die herinnering, presies wat ons nou
gesing het ook, dat ons vashou aan iets meer. En die nuwe hemel, wat ook al dit vir jou dan ook beteken, is die belofte dat Christus ons nie maar net hier op aarde laat wanneer ons laaste asem uitblaas nie, maar dat ons ook die belofte het van 'n nuwe skepping, 'n nuwe werklikheid waarvan ons ook gaan deel wees. Ons sing vers 1, vers 2. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skyn verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Ons tree toe vanoggend met die woorde van die Onse Vader wat ons gaan saam sing. As jy jou oë wil toemaak en net wil luister, dis die mooiste melodie en ons ken die woorde ook so goed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat woon in die hemel. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die rijk en die sterkte en die ere, voor ewig en ewig. En ewig. Amen. Kom ons word 'n oomblik net stil. Here, U gee vir ons die genade en die voorreg om in hierdie gebroke werklikheid ook sulke heilige oomblikke te beleef. Oomblikke waar ons oop en eerlik voor U mag wees, kan bid,
kan asem skep, onsself weer terugdraai na U, kan bely dat ons te veel en te gereeld op ons eie probeer voortstrompel, Here. En dan herinner U ons dat U die een is wat elke keer weer die ouer is wat ons met oop arms ontvang. Dankie Here dat ons vanoggend weer so by mekaar kan wees en juis as deel van 'n geloofsgemeenskap iets hiervan kan beleef, saam met duisende gelowiges reg oor die wêreld, Here, wat vandag op verskillende maniere by mekaar gaan kom, gaan sing, musiek gaan maak, gaan bid, die woord gaan verkondig, verskillende tale, die Bybel gaan lees. Dat ons deel is van iets soveel groter, Here, as net ons eie bestaan. Mag ons dit aanhou besef, Here. En ook ons plek vind in U wêreld, binne die roeping wat U vir ons elkeen ook het. Ons is gretig, Here, vanoggend om weer uit U woord saam te kan lees en te kan hoor wat U Gees vir ons elkeen wil sê, Here. Of dit iets is wat direk in die preek aangespreek word, Here, en of dit iets is wat so half terloops net in ons gedagtes verby flits. Mag U die een wees wat ons hart oopmaak, ons lei, Here, en vir ons dan ook die onderskeiding gee om dit wat ons hoor, ervaar, inneem vandag ook te leef. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vir ons lees uit Psalm 33 as 'n fotum. En dit sluit aan by ons tema vandag om in die toekoms in te onthou, wat nou dalk so 'n bietjie so paradoks klink, maar dis baie doelbewus dat ek die tema so gekies het. Geloof is om vorentoe te onthou. Met dit in gedagte, luister na die volgende woorde. Dit gaan goed met die nasie wie se God die Here is, met die volk wat hy vir hom as sy eie gekies het. Die Here kyk uit die hemel en sien al die mense. Van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal wat onder op die aarde woon. Dis hy wat hulle verstand gevorm het, wat al hulle werk deurgrond. Dis nie deur 'n groot leer dat 'n koning wen nie, en nie deur groot krag dat 'n held behoue uitkom nie. Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee en dat sy groot krag redding bring nie. Dit is die Here wat sorg vir die wat hom eer, vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskerming. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou U liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U. Dis die naam van hierdie Here wat ek vir jou kan sê, genade en vrede van God ons Vader, ons koning, die een wat ons liefhet, van ons Here Jesus Christus, sy Seun, ons verlosser, en van die Heilige Gees, ons trooster, wat ons lei en ons toerus. Amen. Ons loflied is lied 190 en julle is welkom om daarvoor ook te staan, en van daar gaan ons verder met ons skriflesing vir die dag. Heilig wie
Hebreërs 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan gaan ons na vers 6 toe. Vers 8. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Ons lees tot sover. Die eerste vers wat ek vanoggend gelees het, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, is sekerlik een van die bekendste verse in die Nuwe Testament. Ons sien dit op boekmerke, op magnete, op koffiebekers, as mens by koemboeke instap, op T-hemde, maar dit word ook baie gereeld as bemoedigende woorde tussen gelowiges met mekaar gedeel. Ons sien dit selfs dikwels op sosiale media, en ons weet dat die bedoeling daarmee is dat mense sê, hou moed, wees aangespoor, wees verseker van dit, wat jy dalk nie op hierdie stadium in jou ervarings kan raak sien of ervaar nie. Om vas te staan in geloof is dan die punt van hierdie vers wat ons so dikwels uitlig, om te bly seker wees, om aan te hou oortuig wees in 'n wêreld waar daar tereg baie goed gebeur, wat 'n mens laat vra en laat twyfel en laat wonder oor geloof. En daaroor dink ek moet ons maar baie eerlik met mekaar wees dat gelowiges dikwels vra het en wonder en twyfel. Ons is in 'n wêreld waar dit vir ons toenemend moeilik maak om seker te wees van goed wat ons nie kan sien nie, om hoopvol te leef, om 'n vaste oortuiging te hê van iets beter, want die wêreld is stikkend en seer, en ons voel dit ook aan ons eie lyf. Selfs al weet ons dat ons geroep is om vas te hou aan geloof as gelowiges. En hierdie wêreld en dit wat ons in die hier en nou beleef, is dalk nie so ver verwyderd van die gemeenskap wat die eerste keer hierdie woorde ontvang het in die brief aan die Hebreërs nie. 2000 jaar gelede, maar ook 'n groep gelowiges wat op verskillende vlakke uitgedaag is in terme van hulle geloof. As ons die Hebreërs brief lees, dan sien ons dat party van hulle eenvoudig gesukkel het om te glo. Onthou, dit was 'n geloofsgemeenskap wat nog nuut was, betreklik nuut was in die geloof. Hulle was omring deur 'n klomp ander godsdienste en invloede, filosofie en wyshede, wat ook beloof het om sin aan die lewe te gee, soos wat die Christelike geloof het. Ander in hierdie groep het, so lees ons, nagelaat om gereeld die byeenkomste van die gelowiges by te woon.
En in daai ruimte waar hulle veronderstel was om aangespoor te word, ondersteun te word, bemoedig te word, as 'n mens nou nie daar uitkom nie, dan maak dit heeltemal sin dat jy op die ou end begin wonder en vra, bietjie vergeetagtig begin raak oor jou identiteit in Christus. Ons weet ook, as ons kyk na die geskiedenis van hierdie brief, dat daar druk van buite af was, ervarings van vervolging en van beledigings, en dat daar selfs beslag gelê was op van hierdie gelowiges se besittings. Hulle het aan hulle lywe gevoel dat om te glo en te bely dat Jesus Christus die Here is, nie eenvoudig maanskyn en rose is nie. Maar juist dat dit ook weerstand kan wek by diegene wat nie deel is van hierdie gemeenskap nie. En die gevolg dan, en dit is hoekom hierdie brief tot 'n groot mate geskryf was, is dat hierdie gelowiges maar so 'n bietjie begin taan het in hulle entoesiasme en hulle ywer vir die geloof. Because the going got tough. En hierdie skrywer skryf dan vir hulle met 'n sagte hart, met 'n aanmoedigingshart, met 'n stuk aansporing en herinner hulle aan hulle fondamente. En die manier wat hy dit doen is in twee dele. Aan die een kant, en dit het ons duidelik gesien in hierdie teks, sê hy vir hulle, kyk terug, onthou, gaan terug na julle wortels, na julle voorouers in die geloof. En dan terwyl hulle dit doen, nooi hulle uit en sê, maar kyk ook vorentoe. Sien raak die sigbare skepping van die onsigbare woord van God, want dis 'n proses wat nog nie afgehandel is nie, en waarvan julle en ek en jy vandag ook steeds deel is. So kom ons kyk so 'n bietjie verder na hierdie twee kante. Die een kant is die onthou kant, to hold fast. Geloof het inderdaad 'n ankerkant, 'n wortel, 'n stuk sekerheid wat baie dieper lê as my en jou ervarings in die hier en nou. En ons ontdek daardie anker en daardie gewortelheid, daardie fondament, wanneer ons mekaar herinner dat ons verbondskinders is. Want verbondskinders, gelowiges soos ek en jy wat gedoop is, kan vashou aan God se genadebeloftes en weet dat om geloof te hê is nie iets wat by ons begin nie. Dis God wat die inisiatief geneem het, God wat die uitnodiging rig, God wat vas staan en onwrikbaar staan. En dis presies hoekom ons ook die doopfond hier het en presies wat ons ook bely wanneer ons die doop saam bedien. Wat die Hebreërs skrywer doen is hy sê hier is 'n venster terug in die verlede in waarna ek julle net weer wil herinner. Kom ons kyk bietjie wie was die verbondskinders, die geloofsvoorouers voor julle wat ook hierdie pad gestap het. Helde en heldinne na wie hulle kan opkyk. Diegene wat destyds al eeue gelede, geslagte voordat ons nog 'n gedagte of 'n spikkel was, gereageer het op God se inisiatief. Maar meer nog, want dit gaan nie in die eerste plek oor hulle wat reageer het nie, maar onthou dat God al vir eeue lank inisiatief geneem het en geloof as 'n gawe geskenk het. Mense wat dan deur in tyd daarop kon reageer, maar weer eens, nie 'n uitnodiging wat eers begin het toe ek en jy op aarde gekom het nie. Die herinnering dat eens op 'n tyd God 'n verbond gesluit het met Abraham en Sara, ons geloofsouers, wat al vir generasies heen geld, ook deur my en jou grootouers en ons ouers, en julle wat self grootouers is, of ouers ook aan die geslagte na julle. 'n Verbond waaraan ook ons vandag, 7 Augustus 2022, kan vashou. Mekaar kan herinner dat God al oor en oor en oor sy getrouheid bewys het aan elkeen wat in hom glo. So geloof is 'n doelbewuste terugkyk in die verlede, sodat ons God se vingerafdrukke van liefde en genade en getrouheid kan raak sien. In die tye wat dit goed gegaan het met ons en die wat ons vooraf gegaan het, maar juis ook in die tye wat dit swaar gegaan het.
En lees ons dan Hebreërs 11 vanaf vers 8 af waar Abraham en Sara te sprake kom, dan kry ons hierdie prentjie van geloofshelde van formaat, wat skynbaar nooit getwyfel het nie, altyd gehoorsaam was, nooit teëgepraat het nie, nooit vrae of onsekerheid gehad het nie. 'n Bewonderenswaardige weergawe van die verhaal wat ons in Genesis kry. Maar dit kan ons juist dalk goed doen om ook die Genesis verhaal te gaan lees en te gaan sien wat was die fynere detail van hierdie twee gelowiges se lewe. Want by Abraham en Sara was daar verseker ook 'n diep menslike kant. Daar was beide sekerheid, maar dikwels ook onsekerheid, twyfel en wankelrigheid. Hulle was nie bo-menslike gelowiges, soos wat ons dalk sou dink as ons net die Hebreërs weergawe lees nie. Maar dit is juis wat dit vir ons moontlik maak vandag, om ook met hulle te assosieer. Julle sal onthou dat in Genesis 12 ontvang Abraham vir die eerste keer hierdie roeping, hierdie belofte van God, eintlik nog met baie min besonderhede, maar 'n diepe sekerheid dat daar 'n verhouding is wat God hier met hom sluit, wat verder gaan strek as net Abraham, Sara en hulle onmiddellike kinders. En die effek hiervan, die belofte van 'n nuwe land waartoe hulle moet trek, die belofte dat hy tot groot seën sal wees vir baie nasies, maak dan dat Abraham, Sara, Lot, al hulle besittings en hulle slawe, dan begin trek na Kanaan toe. Maar dan is dit opvallend dat daai belofte wat in 12 vers 1 gegee word, alreeds in 12 vers 10 begin in twyfel getrek word. Want ons hongersnood. En Abraham besluit, nee, ons moet maar die roete aanpas en Egipte se kant toe koers begin kies. Abraham word deur vrees oorval oor wat gaan gebeur as hulle in Egipte aankom en gee vir Sarai opdrag om as sy suster haarself te vermom, sodat sy lewe ten minste net gespaar kan bly. Selfs al sou dit haar kos. Die belofte wat God sopas met Abraham gesluit het, is nog vars in sy geheue, maar die hoop en die sekerheid daarvan word alreeds deur sy vrees oorskadu. En hoe bekend klink dit nie ook nie, né? Hoe gou verruil ons nie maar ook die vaste wete, daai belofte wat God persoonlik met ons maak, vir ons eie vrese en ons sekerhede, en begin ons skarrel om ons eie planne te maak nie. Die verhaal gaan dan verder, en in Genesis 15 word die verbond in baie meer besonderhede weer herhaal. En ons sien interessant hoe Abraham hierdie keer eintlik vir God so 'n paar vrae begin vra. Dit raak so 'n bietjie van 'n gesprek. God wat baie geduldig dan reageer op Abraham se vrae en opmerkings, vir hom die versekering gee, herinner, ja, ek is getrou, ja, ek sal vir jou sorg. En op daai oomblik lyk dit, as ons die verhaal lees, asof dit eintlik voldoende is vir Abraham. Maar dan net daarna, in die volgende hoofstuk, lees ons die verskriklike gebeure van Abraham en Sarai wat besluit, hulle het nou lank genoeg gewag, hierdie nageslag kom nie, Sarai se slaaf Hagar wat ingespan moet word, om te verseker dat Abraham ten minste net 'n seun sal hê. 'n Kind word verwek, maar op 'n manier wat iemand misbruik, omdat hierdie twee gelowiges nie die Here se belofte vertrou het nie. En uiteindelik lees ons dat die verhaal eintlik so slegte nadraai het, dat dit jaloesie en wraak is wat maak dat Hagar en haar seun Ismael die woestyn ingestuur word sonder enige iets en vir hulle self moet sorg. En hoe bekend klink hierdie deel van hulle storie dalk nie maar ook vir ons nie. Ons skadukante, ons sondigheid wat maar die oorhand kry. Ons laat nie toe dat ons op God alleen vertrou nie. Nie net vertrou ons nie op God nie, maar partykeer gaan doen ons presies dan dit wat ons nie moet doen nie. Ons sondig, ons tree op teen die wil van God, om dinge te laat gebeur soos ons dit wil hê, op die tyd wat ons dit graag wil laat gebeur. Ons begin ons eie terme en voorwaarde instel vir God se voorsienigheid, dikwels ook in ons lewe ten koste van ander mense en hulle waardigheid. En dan in Genesis 18 lees ons die verhaal van die 3 besoekers wat by Abraham hulle aankom.
En teen hierdie tyd moet ons verstaan dat Sara se geloof verseker al aan 'n baie dun lyntjie hang. Sy is reeds baie oud en steeds het hierdie belofte aan 'n nageslag nie plaasgevind nie. En mens kan jou indink dat Sara op hierdie stadium begin sê, maar waar is God? En hoe is dit moontlik dat mens enigstens kan glo in hierdie God, as dit wat hy dan nou al soveel keer vir ons beloof het, nog nie gebeur het nie? En ons weet dat Sara dan op 'n stadium die gesprek hoor tussen Abraham en die besoekers. Sy hoor die woorde van haar komende swangerskap wat binne die volgende jaar sal plaasvind en Sara lag. En dit is waarskynlik 'n moedelose en 'n hulpelose en 'n siniese lag. Sara wat by haarself dink, wat is die kans? En miskien het jy ook al so gevoel. Moedeloos gewag vir 'n uitkoms, vir verandering, vir die vervulling van hierdie beloftes wat ons elke Sondag vir mekaar aan herinner. Dalk het jy ook al moeg gevoel verwag. Asof God jou vergeet het en jou nie raak sien nie. Ons kyk na die stikkende wêreld rondom ons en dan wil 'n mens vra, Here, hoe lank nog? Hoeveel geweld en hoeveel armoede en hoeveel werkloosheid en hoeveel oorloë nog? Waar is U, Here? Sien U ons en U skepping enigstens raak? Maar geloof is om terug te kyk. Om die voetspore van ons geloofsvoouers gereeld te gaan naspoor, soos Abraham se, soos Sara se en ook die gelowiges na hulle. En as ons dit sien, selfs al is dit met trane in ons oë en 'n swaar hart wat voel of jy net nie meer kan nie, dan sien ons raak dat hierdie voorbeelde uit die verlede, hierdie mense met hulle ervarings en hulle sondige keuses en ja, ook hulle hardkoppigheid soos my en joune, is mense met wie God 'n verbond gesluit het en wie hy oor en oor alreeds sy getrouheid aan bewys het. Toe hulle sterk en seker in die geloof gestaan het, ja, maar juis ook in daai tye wat hulle bene ook maar gebewe het. Toe vrees en twyfel en hulpeloosheid en eie planne die oorhand gekry het. Dis die een kant van geloof, om te onthou. Maar geloof is ook om vorentoe te onthou. Dis die vastigheid en die sekerheid van geloof, dit wat ons aan herinner word wanneer ons terugkyk, wat soos 'n raam en 'n mat van 'n trampolien is. Ek weet nie wie van julle onlangs op 'n trampolien gespring het nie. Dalk het jy eerder gesien hoe ander mense op 'n trampolien spring. Maar 'n trampolien kan nie werk sonder 'n stewige basis en 'n raam en 'n stuk vastigheid wat daai mat wat elasties is vashou nie. En deesdae weet ons dat in ons tyd was dit nou nog nie so nie. Jy het net 'n sementplant gehad met 'n stuk rubbermat en dan het jy maar gehoop jou voet kom nie tussen daai speke in aan die kant nie. Deesdae het meeste van die trampoliens daarom nou nog 'n veiligheidsnet om die rande ook. Maar dis 'n bietjie die prentjie wat ek het van geloof en om vorentoe te kan onthou. So geloof is om daai vastigheid te hê, te weet daar's 'n raam, 'n struktuur, maar wanneer ek vashou aan hierdie vastigheid, kan op hierdie mat bons en spring en beweeg. En daar's 'n veiligheidsnet rondom my, dat wanneer ek so spring, en selfs bollemakkiesies en toertjies begin doen, dat ek weet ek is veilig binne hierdie ruimte. 'n Mens kan natuurlik eenvoudig kies om net op 'n trampolien te sit. Voel hoe ander mense spring en eintlik bietjie geïrriteerd raak daarmee, want jy is heeltyd so half van balans af. Of jy kan langs die trampolien staan en kyk hoe ander mense hulle self gate uitgeniet. Maar dan mis jy uit op wat 'n geloofsreis regtig kan wees. Om vorentoe te onthou in geloof beteken dat dit nodig is dat ons self ook partykeer moet hop en moet bons op hierdie mat en die vreugde beleef van spring en bollemakkiesies kan maak aan God se genade en sy liefde. Wanneer ons dit doen, het ons die vermoë om oor en oor terug te keer na die basis,
die vastigheid, maar van daar af onsself dan weer te kan laat uitskiet. Dat ons die volle omvang van geloof kan beleef, eerstehands, en niemand net toekyk hoe ander mense dit doen nie. Wanneer ons hiertoe instem, tot hierdie trampolienbons, dans van geloof, wanneer ons ja sê om so vorentoe te onthou, dan word geloof iets wat lewendig en dinamies is. Waar daar ruimte is om die lewe te ontdek, want ons is nie geskep, soos die Hebreërskrywer sê, deur die woord van God, om toeskouers te wees, of om maar net te voel hoe ander mense in geloof wip nie. Wanneer ons sê dat geloof is om vorentoe te onthou, dan is die beeld van 'n reis of kamp dalk gepas. Party van ons is mal oor kamp en oor reis. Om 'n sak te pak of tasse te pak en die onbekende in te vaar, nuwe plekke te gaan verken, op so 'n manier ook iets te beleef van God wat jy dalk nie in jou alledaagse ervarings raak sien nie. Wanneer mense op reis gaan, dan word jou sintuie ingespan. Jy proe nuwe smake, jy hoor nuwe geluide, jy hoor dalk ander tale, maar jy word ook uitgedaag, want dit is harde werk om heeltyd daai nuwe inligting in te neem. Jy is moeg aan die einde van 'n dag, maar dit is bevredigend. Dit oortref gewoonlik jou verwagtinge. Geloof se vorentoe onthou is om vanuit vastigheid, vanaf die sekerheid van die verlede, juis die onbekende in die toekoms in te leef. Ons weet ons het 'n vaste adres, ons weet ons het 'n anker, 'n sekerheid waartoe ons altyd kan terugkeer, maar dit maak nie van ons standbeelde wat maar net sit en staties is nie. Want om 'n geloof vorentoe te onthou, nie net te onthou nie, maar vorentoe te onthou, is om uitgenooi te word op God se pelgrimstog. Maar hierdie uitnodiging om deel te wees van God se pelgrimstog kom met 'n disclaimer, fynskrif. Want dis 'n lewenslange reis waartoe jy instem, en 'n geloofsreis is natuurlik anders as 'n korttermyn vakansietoer. As ons 'n geloofsreis as 'n vakansietoer wil benader, dan gaan ons teleurgesteld wees. Want 'n geloofsreis is nie in die eerste plek vir toeriste ingerig nie. Wanneer jy op 'n korttermyn vakansietoer gaan, dan wil jy net al die besienswaardighede sien, alles doen wat lekker is, die goeie beleef. Daar's net 'n beperkte aantal dae waarin jy alles moet inpas. Jy wil toerist speel en ander mense moet besorgd wees oor die alledaagse gewone goed, soos 'n huis kan skoonmaak of inkopies gaan doen of skoolgeld betaal. Jy wil verseker ook nie op 'n korttermyn vakansietoer slegte ervarings hê nie, want dan is jou hele vakansie bederf. Maar 'n geloofsreis is nie 'n korttermyn vakansietoer nie. 'n Geloofsreis, 'n pelgrimsreis, is 'n langtermyn kommitment wat ons maak. 'n Lewenslange toewyding van oorgawe en van vertroue. Van aanvaar dat in hierdie geloofsreis, anders as 'n vakansie, gaan daar dalk dae en selfs maande en dalk jare wees wat swaar gaan wees. Wanneer hierdie reis nie besonder opwindend of glamorous is en 'n mens heeltyd foto's wil neem nie. Moontlik ook hoofstukke wat baie moeilik gaan wees, uitdagend, ongerieflik, seer, rouseer, waar daar teleurstelling gaan wees, gemeet aan menslike standaarde. Maar die belofte van 'n geloofsreis, van die toekoms in en vorentoe onthou, is dat die waarde daarvan baie dieper is, as net 'n oppervlakkige beoordeling van, is iets lekker of is iets sleg. Wanneer ons instem om 'n geloofsreis te onderneem, dan word ons pelgrims wat deur God gelei word en uitgenooi word om God te vertrou. En dan gebeur daar hartsveranderinge. Wanneer ons ja sê vir 'n geloofsreis, vir 'n pelgrimsreis, dan word elke deel van ons lewe ingetrek by God
se skepingswerk. Want die Hebreërs skrywer het ons herinner dat God se skepingstaak nog nie verby is nie. Ons leer om die lewe nuut te ontdek, te herontdek, goed dalk anders te begin sien, ander tipe vrae te begin vra, en dan nog vir onsself af te vra, wat is my plek hierin? Want ek is soveel meer as net 'n besoeker wat foto's wil neem. Ek word nou 'n medereisiger saam met God. Dan kan ons vra, maar waarheen lei God my regtig heen? Wat sê God vir my in hierdie plek? Wat kan ek hieruit leer en waaraan hou ek nou vas, ook in terme van geloofswaarhede? Wat moet ek dalk prys gee om reg te laat geskied aan hierdie geloofsreis? En waar kan ek 'n verskil maak? 'n Geloofsreis is 'n verhoudingsreis met God die Skepper. En in hierdie tipe reis is daar diepte en breedte en betekenis wat trek uit die wortels, die fondament van die verlede. Wat trek uit God se verbondbeloftes aan my en jou, maar ook ons voorgeslagte. Dis 'n verhouding waar ons groei, maar ook gesnoei word, waar ons kan blom en vrug dra, wat generasies na ons ook weer by hulle terugkyk, gaan kan insluit. Ten slotte moet ons onsself afvra, as ons ja sê vir hierdie geloofsreis, vir hierdie pelgrimsreis, doen ons dit individualisties of doen ons dit as 'n gemeenskap? In die laaste paar jaar en onlangs weer was daar baie gesprekke en debatte gewees oor veral geloofsleiers wat vorentoe kom en sê hulle het hulle geloof verloor. Opgegee op die kerk en op die Christelike tradisie. En op geen manier wil ek daai tipe ervarings van iemand afmaak nie. Ek dink baie van ons ken ook familie en vriende wat ook al daai besluit gemaak het. Maar ek vra myself af, want is 'n geloofsvraag, wat sit alles daar agter? Want geloof is tog nie iets wat ons alleen beoefen nie. Ons stap nie alleen 'n geloofsreis nie. Ons ontvang natuurlik genade baie persoonlik. Ons sê ook God sluit met ons elkeen op die naam 'n verbond, persoonlike verhouding waarin God alles oor ons weet en wil weet. Maar as ons die Bybel lees en jy's ook die verhale van ons geloofsouers, dan sien ons dat geloof en geloofsreise altyd bedoel was om binne gemeenskappe beleef te word. En meer nog, soos wat Abraham en Sara se verhaal ons herinner, binne 'n geloofsverhouding is daar ruimte om vrae te vra, menslik te wees, eerlik met God te wees. Ja, daar selfs ruimte om foute te maak, te berou en weer te probeer. Want geloof gaan nie net oor kopkennis en verstaan hoe goed aan mekaar gesit is nie. Geloof is nie net inhoud of dogma nie, want as dit was, dink ek, sou baie min van ons geglo het, want daar is eenvoudig net 'n klomp goed wat nie sin maak uit 'n menslike perspektief nie. Maar God bring juis lewe vir ons binne sy liefde, binne hierdie vrae, binne hierdie soeke. 'n Geloofsreis maak dit vir ons moontlik, juis ook binne 'n gemeenskap, om sin te maak uit die goeie en die swaar en die seer. Want hier tussen mekaar ook het ons 'n veilige vangnet van genade. Ons het mekaar nodig in daai tye wat een persoon sê ek sukkel en 'n ander persoon kan sê hou vas aan dit wat jy nie kan sien nie. Ons het mekaar nodig om te sê wees seker van dit waarop ons hoop. En iemand kan vra, maar wat is dit nou weer? En ons kan vir mekaar die doopvond wys en sê daai belofte wat al eeue gelede gemaak is, maar ook vir jou en vir my. Daarom mag ons, wanneer ons dink oor ons eie geloof en God se pad met ons persoonlik, maar ook God se pad dalk met jou kinders en jou kleinkinders, ons vriende en ons familie,
altyd onthou dat dit tegelykertyd 1-tot-1 diep persoonlik is en gerig is op 'n meervoud. God gee vir ons hierdie gawe van gemeenskap van gelowiges, generasies van geloofsouers, of hulle bloedfamilie is of nie, eeue van geloofsverhale, waarvan ek en jy die voorreg het om deel te wees. Van destyds af loop hierdie verhaal speel nou uit, en dit loop ook in die toekoms in. Mag ek en jy vorentoe onthou, en hierdie pelgrimsreis, hierdie geloofsreis, met oorgawe ook aanpak. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is die feit dat geloof so onsigbaar is, juist dit wat dit vir ons so moeilik maak om aan vas te hou. Want ons weet geloof vra van ons Here 'n sprong in die onbekende in. Dit vra van ons vashou aan iets wat ons nie altyd voor woorde het nie. Dit vra dat ons maar ons menslike twyfel ook partykeer eers net bietjie op pause moet sit. En dat ons die bril opsit, Here, van terugkyk na die verlede, sodat ons ook weer ons oë kan lig en vorentoe kan kyk. Here, ek wil pleit dat ons 'n geloofsgemeenskap sal wees waar ons eerlik kan wees oor wat dit beteken om 'n geloofsreis te onderneem, Here. Dat ons dit nie sal probeer poleer en minder diepte gee as wat dit het nie. Dat ons goed sal wees met onthou, Here, en herinnerings. Dat ons met vrymoedigheid stories sal vertel van u getrouheid en u liefde en u verbondsliefde. Die tekens daarvan wat ons sien in ons eie families en ons kringe, Here. Maar dat ons onsself ook beroep op u woord en weet dat u genade strek al soveel langer en verder as net ons werklikheid. Dat ons vanaf Genesis tot Openbaring u tekens kan sien van getrouheid en liefde deur geslagte heen, met die belofte dat dit sal voortgaan tot aan die einde van tyd. Here, ek wil bid dat ons 'n geloofsgemeenskap sal wees waar geloof nie net tot diens is van ons wat reeds hier is nie, Here, maar dat ons geloof lewend sal wees in elke opsig van die woord. Dat ons sal leef oral waar ons gaan, wat dit beteken om verbondskinders te wees wat vashou aan genade. Dat ons roekeloos sal wees met die uitdeel van liefde, Here, omdat dit presies die voorbeeld is wat u vir ons stel. Mag ons wanneer ons mekaar vertroos en ondersteun, ook weier kyk. Mag ons besef dat u ons uitnooi om ons geloofsreis te stap, juis in hierdie werklikheid. Ja, waar daar ongelooflike nood en seer is, Here, maar waar ons ook tekens van u vingerafdrukke kan raak sien. En wys ons hoe ons daarby kan inskakel, Here, deel kan wees daarvan. Die nuwe skepping ook reeds nou al begin hande en voete gee. Ons bid, Here, vir elkeen wat siek is, wat eensaam is, wat voel of hulle op moedverloorse vlakte is, Here, en wat dalk so Sarah in daai oomblik buite die tent voel dat hulle maar aan 'n dun draadjie nog vashou aan geloof. Mag u Gees wat u self ook die trooster genoem het, kragtig teenwoordig wees daar. Ons bid, Here, vir
elkeen vir wie ons lief het. Ons sê dankie vir die voorbeeld van hulle wat ons vooruit gegaan het. En ons vra die leiding, Here, dat ons ook voorbeelde mag wees van getroue geloofsreisigers op hierdie pad. Amen. Ons dien die Here met ons offergawes. Voordat ons afsluit, wil ek net 'n paar bazaar afkondigings maak. Julle weet dat ons die 27ste Augustus bazaar gaan hou by Laerskool Aristea. En die bazaarkomitee het die afgelope week vergader en daar's 'n paar plekke wat ons regtig nog behoefte aan hulp het. Die eerste is dat ons bakkers soek. Mense wat klein koekies, groot koeke en brood kan bak. Al is dit net een brood wat jy kan bydra, al is dit net 12 koekies, asseblief, as jy kan 'n hand opsteek, sal dit fantasties wees. PW is hierso, ons almal ken al vir PW, kan hom nie mis nie. So as jy dalk in hierdie oomblik geïnspireer voel om jou bakplaat weer bietjie nader te trek, of daai broodpannetjie, kan jy sommer by PW net na die diens 'n draai maak. En dan op die dag van die bazaar het ons ook met die volgende nodig. Die jaffeltafel soek hande om te help jaffels bak. By die pannekoektafel soek ons mense wat kan help kaneelsuiker strooi. Daai is die lekkerste werk. Kyk, as jy hoef nie die pannekoek te gooi nie, jy kan maar net strooi. So dis 'n redelike maklike taak. By die naaldwerktafel het ons nog mense nodig wat kan help met die verkope. Die geskenketafel ook iemand vir verkope. Die koffie, tee, broodjies soek ook iemand om te help. En dan by die kaartjie verkoop het ons ook iemand nodig wat kan help daarso. Dan die Vrydagmiddag moet 'n paar goed voor die bazaar gereed gekry word. So as jy dalk tussen 4 en 6 die Vrydagmiddag kan kom help om tafels en stoele te pak, sal PW dit baie waardeer dat hy ten minste sy gesin nog kan sien Vrydag aand. En dan trek ons die tafels ook met papier oor net ter wille van makliker skoonmaak. So as jy daarmee kan help, daar kan jy nie die Saterdag by die bazaar wees nie, maar jy die Vrydag aand bietjie tyd laat weet ons asseblief. En dan wil ons ook vra, as jy dalk 'n kontak het vir hierdie rolle papier, dis nou maar ongedrukte koerantpapier, wat ons die tafels mee kan oortrek, sal ons dit verskriklik baie waardeer. Verder sien julle op die sosiale media al die afkondigings, so asseblief versprei die woord. Ons sien regtig uit daarna om weer bazaar by die skool te kan hou, en natuurlik ook julle ondersteuning op die dag sal fantasties wees. In die lig van ons preektema gaan ons afsluit met lied 478 op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Die idee van God wat reeds generasies lank mense roep en ons ook deel maak daarvan. So kom ons staan, ons sing vers 1, vers 3 en vers 4. Vaste fondamente het God sy kerk gebou, apostels en profete
die seën van die Here. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by jou wees, elke tree wat jy neem, ook op hierdie geloofsreis en verder. Amen.